geseënde Kersfees van die Encounters familie, saam met my Desmond Berry, hier op Encounters, elke donderdag aand om 9 uur, en herhaling van die program, elke Vrydag, 11:30 die oggend. Ek hoop jy het 'n geseënde dag, ek hoop of jy het 'n geseënde dag gehad, ons is nou al in die aand, en as jy op YouTube kyk, wat 'n tyd van die dag of van die week, ek hoop jy het 'n geseënde Kersfees gehad, 'n tyd waar ons weer dink aan Christus, die geboorte, 'n kind wat aan ons gegee was of gebore was, en 'n seun wat aan ons gegee was, en dit is 'n awesome tyd van die jaar waar ons saam met families is, vriende, ons medebroers en susters, waar ons net die geboorte van Jesus celebrate, die lewe van Jesus celebrate. En ons weet dat ons wat nie meer in die vlees of na die vlees is nie, ons het elke dag Kersfees. Ek kan vir jou sê dat wanneer Christus in jou hart kom woon het, dan het jy elke liewe dag Kersfees. Maar familie, ek hoop jy was sover, het jy goeie tyd gehad, 'n goeie rustyd vir die wat 'n bietjie afgekry het, op vakansie is. Ek hoop jou tyd is lekker rusvol en dat jy gereed kry vir 2026. Nou, ek wil met u gesels vandag oor 'n titel wat ek noem die pad na persoonlike verandering. Nou, gewoonlik hier van Oktober, November maand, sommige miskien in Desember maand, dan dink ons nou al aan visie vir die nuwe jaar, ons dink aan wat ons beplan, wat ons beoog, en ek kan nie nou sê, miskien is jy ook soos daai mense wat die Here vertrou vir verandering in een of ander area in jou lewe, maar dinge bly dieselfde. Jy het nou al vir jare en jare het jy gesê, hierdie jaar gaan dinge verander, hierdie jaar gaan dinge nie meer dieselfde bly nie. En ek weet, ek was ook by daai plek waar ek oor en oor dieselfde ding gesê het, maar sonder enige resultate. Maar ek wil u vandag help, en dan as jy een van daai mense is, dan is die boodskap vir jou bedoel. En ek wil regtig vir jou vra, dat as jy begeer vir 2026, 'n jaar van verandering in certain areas van jou lewe, dan wil ek jou vra, wees ingeskakel, laat weet 'n vriend, laat weet 'n familielid om nou in te skakel, want ek glo dat hierdie boodskap, hierdie teaching gaan jou help. En ons gaan vir die volgende, kom ek sê 3 weke gaan ons praat oor die pad na persoonlike verandering. En terwyl ons daaroor gaan praat, wil ek vra dat jy moet gaan na die boek van Numeri hoofstuk 13, en dan gaan ons 'n bietjie gesels, en as hoor, ons kry 'n nuwe perspektief, 'n nuwe verstaan oor wat dit beteken, wat verandering beteken. Nou, terwyl jy daai gedeelte in die Bybel kry, kan ek nie nou sê dat verandering gebeur nie outomaties nie. Daar's 'n gesegde wat sê, change is inevitable. Wat beteken, verandering is onvermydelik. Maar ek kan ook by sê, dat sekere dinge verander net nooit nie. So, verandering vind nie outomaties plaas nie. Daar's dinge wat wel verander, soos jou ouderdom, jou voorkoms, jy weet, maar daar's sekere goed wat nie verander, tensy ons nie iets gaan doen om daai verandering te aktiveer. En so, kom ons lees uit die woord van die Here in Numeri hoofstuk 13, en dan lees ek vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Kom ons lees weer. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. En so, ek dink vir ons wat dit ken, ons verstaande op die stadium is dit waar Moses en die volk naby die grens van die beloofde land was. En die Here sê vir Moses, hy sê, kies 12 manne uit alle stamme, 12 leiers, en laat hulle die beloofde land gaan verken. Met ander woorde nou, as die volk nou, dis nou net die Jordaan wat hulle skei van die beloofde land. Hulle is dus kan die beloofde land. En hier staan hierdie mense gereed om
om hierdie land in besit te neem. En die Here sê dat nou is dit tyd om die land te gaan verken. Die deurbraak is in sig. Die lewe van vryheid was in sig. Change was on the way. En nou hierdie manne kom nou en hulle gaan in en hulle verken die land. Ons weet wat gebeur het. Hulle van die mooiste, pragtigste, grootste vrugte gesien. Die land was 'n land net soos wat die Here van gepraat het. Hulle kom terug. En ek gaan gewoon net vinnig in 'n neutedop vir julle verduidelik. Hulle kom terug met 'n report. En hulle sê, Moses, die land wat die Here vir ons beloof het, is presies soos wat die Here gesê het, is 'n land wat oorloop van melk en honing, is 'n land wat, kyk man, sy vrugte is goeie vrugte. Hulle sê maar een ding, dis toe 10 van hulle wat hierdie verslag bring. En hulle sê, maar daar's net een ding, Moses, dat die inwoners van daai land, hulle gaan ons uitmekaar skeer. Hierdie mense gaan ons vir breakfast, vir lunch en vir supper eet. Hier's reuse in die land. Hierdie mense gaan nie met ons speel nie. So, a sad tragedy was about to unfold. Jy moet onthou, die deurbraak is in sig. Change is on the way. Die mense letterlik kyk hulle na 'n lewe van vryheid wat nou net in besit geneem moet word. En dit is een van die grootste profesieë van Israel van ouds wat nou in vervulling gaan kom. En skielik word hierdie mense gekonfronteer en hulle word uitgedaag. Jy sien, en ek wil jy moet verstaan, ons praat nou oor die pad na persoonlike verandering. Jy sien, en so ek wil hierdie ding noem, en ek wil jy moet dit verstaan, you and I can never arise to the place of destiny without renewal and transformation. Met ander woorde, voordat ons verandering en transformasie kan beleef, is daar iets soos vernuwing wat moet plaasvind. Hierdie twee hulle gaan hand in hand. En kyk wat sê hierdie manne, terwyl hulle die challenge sien, onthou hulle sien die hele belofte, hulle sien alles soos wat die Here gesê het, maar dit het nie sonder 'n geveg gekom nie. Met ander woorde, hier is die reuse. En van die oog af, as hierdie mense, ons kan vir onsself indink, dat hier's 'n groot, hoeveel, ek wil amper sê, die grootte van daai manne was amper 2 keer ons sizes, of meer. En hierdie manne word gekonfronteer. Hulle sê, ons was so sprinkane in ons oë. Hulle sê, ons het gelyk so sprinkane in ons oë. En ons was ook in hulle oë, was ons so sprinkane. So met ander woorde, hulle siening van hulle self, dit het geproject op ander mense. En baie kere wat die geval is, dat ons is nie altyd hoe mense na ons kyk, wat die verskil maak nie. Of ek sal sê, kom ek rephrase myself, as nie hoe mense na ons kyk nie, maar as hoe ons onsself sien. En wanneer ek en jy, ons kyk deur die lens van die verlede, deur die lens van seer, deur die lens van pyn, deur die lens van mislukking, deur die lens van failure, wat jy ook al wil noem, dan kan dit vir ons 'n moeilike ding raak. Jy sien, wat nou gebeur hierso is dat Israel het 'n belofte vir generasies gehad. Hulle sou hierdie beloofde land as 'n legacy agterlos. Maar 'n hele generasie het in die woestyn gesterf, just because of the absence of renewal. Daar was geen vernuwing nie. Ek wil jy moet sien, familie, hierdie mense uit die slawehuis, Egipte, op pad na vryheid, en baie van hulle kon nie ingaan nie. Hoekom? The absence of renewal. Jy sien wat gebeur, familie, baie kere is die antwoord van jou en my gebed, is nie altyd soos wat ons het verwag nie. Ons bid, ons gaan in die binnekamer, ons vertrou die Here, en ons verwag die Here moet die ding doen. Ons sit die hele verantwoordelikheid op God, en ek en jy wil dalk net terugsit, of agteroor sit, en die ding moet outomaties gebeur. Maar ek het ontdek, op my pad, of in my pad, op my pad met die Here, my journey met God,
Dit is nie hoe dit gebeur nie. Jy sien, dat baie keer as die antwoord van ons gebed is in 'n boek opgesluit. Baie keer is die antwoord van ons gebed in 'n teaching, in 'n seminar, in 'n klas, in 'n kursus en sovoorts. Jy sien, renewal is many times locked up in information and knowledge. So as daar nie renewal is nie, as daar nie vernuwing is nie, dan kan daar nie transformasie kom nie. Romeine 12 vers 2 hy sê, word dan nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So daar's 'n metamorfose wat moet plaasvind, maar vir die metamorfose om plaas te vind, moet daar vernuwing kom. So wat ek eintlik sê is dat vernuwing is 'n voorvereiste vir verandering. Vernuwing is 'n prerequisite vir transformasie. So voor ek en jy kan verandering beleef, moet daar 'n vernuwing kom. Jy sien, om net te wag en te hoop en te vertrou dat dinge gaan verander, gebeur nie sommer nie. En dis hoekom baie van ons stap uit die binnekamer uit weg, en ons stap teleurgesteld weg, want oor 'n tyd dan ontdek ons, maar dinge bly nog dieselfde, dinge is nog dieselfde, soos wat ek dit in die gebedskamer gelos het, in die binnekamer gelos het. En dan vra ons dalk, Here, maar gee U nie om nie. Of Here, wat gebeur in my lewe? Here, wat is die ding wat ek encounter? Maar die ding wat ek en jy encounter, is die vernuwing wat moet plaasvind. Kan jy onthou dat in 1 Korintiërs hoofstuk 10, dan praat die skrif daarvan, hy noem iets baie mooi, hy sê, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dit is kragtig deur God om vestings neer te werp en om die skanse wat opgewerp word teen die kennis van God neer te werp. So wat die vyand altyd deur sal doen en teenkom, is die kennis van God. Het is die informasie wat deur God se gees kom. Het is die kennis van die skrif wat deur God se woord kom. Want hierdie kennis en hierdie informasie is dan wat die vernuwing bring in ek en u se lewe. En wanneer daar vernuwing gekom het, is daar outomatiese verandering wat gaan plaasvind. Jy sien, daarom kan ek en jy nie wag vir verandering om te gebeur nie. Ek en jy kan nie meer sit en ons kan nie net hoop dat dinge gaan verander nie. Jy sien, ek en jy moet nou fisies moet ons betrokke word. Ons moet nou intentional betrokke word met dit wat God in ons lewe wil doen. Ek glo vandag en ek is van mening dat die Here, as wanneer ons bid, en dan sal God met maniere kom om ons toe te rus, om ons te versterk of om ons tegemoet te kom, deur 'n boek in jou hand te druk, deur 'n gedagte in jou hart te plaas, iets wat ek en jy moet oordink, iets wat ek en jy moet gaan naslaan, iets wat ek en jy moet gaan studeer. Jy sien, ons het baie keer toe ons jonk was, het ons hierdie droom gehad, en ek dink as baie van ons kykers wat kan, hoe kan ek sê, relate met dit. Toe ek jonger was, het ek altyd gedroom van om in 'n kantoor te sit. Jy weet, ons wil net hierdie office jobs gehad het. Maar wat ek toe later ontdek het, is dat 'n office job gaan nie net om in 'n suit en 'n tie te sit nie. Jy sien, 'n office job is nie net sommer net so 'n luxury ding en jy sit in 'n office en net vir die sake om in 'n kantoor te sit nie. Maar mense, en dit hang af natuurlik van wat se kantoor jy sit. Ek noem dit so, 'n CEO of 'n bestuurder is nie net iemand in 'n suit en 'n tie nie. Maar dis iemand wat 'n sekere subject gestudeer het. As iemand wat tyd gemaak het om deur die proses te gaan.
Hoekom het ons gedroom van om in 'n kantoor te sit? Want in the back of our minds het ons gedroom van 'n beter lewe. Het ons gedroom eendag om baie geld te hê. Het ons gedroom van om in hierdie mooi buurt te bly, om hierdie mooi kar te ry. Jy sien, so die motivering was eintlik gewees, ek sal graag wil hê my lewensomstandighede moet verander. Van ons wat ek wil intussen hakies sê, in die ghetto gebly het, wat in die flats gebly het, Cape Flats, waar dit ook al mag wees, van ons sal weet waarvan ek praat, so as 'n jong seun, het ons al reeds die begeerte gehad, die droom gehad van 'n lewe buitekant die ghetto, 'n lewe buitekant die flats, waar dit beter gaan, so met in een woord saam te stel, ons wil verandering gehad het, en ons het gedink dat die verandering lê net om in 'n kantoor te sit, en dit mag dalk daar gelê het, maar die voorvereiste daarvan was, nou moet ek deur 'n proses gaan waar ek studeer, waar ek myself bekwaam maak, waar ek toegerus word. Jy sien, sodat my lewe kan verander. En ek wil vandag met iemand praat en ek wil iemand vandag uitdaag. Jy sien, dat dit tyd geword dat ek en jy moet nou doelbewus betrokke raak in die verandering wat ons die Here voor vertrou. En ek gaan dit ook noem dat 90% van waar ek en jy vandag is deur onsself. En dit is ons verantwoordelikheid om onsself daar uit te kry. Natuurlik met die hulp van die Here, natuurlik deur die genade van God, maar daar's iets aan ons kant, iets aan my kant wat ek moet doen. Ek maak 'n voorbeeld, dink nou net daaraan as ek vir weke of maande of paar jaar een onderwerp moet studeer om my lewe beter te maak vir 1 uur elke dag, vir weke, vir maande, vir 'n paar jaar. Dink by jouself dat wanneer ons daai uur by mekaar gaan tel, natuurlik met die kennis en die informasie wat ek uit al die ure gekry het, daar's geen manier dat my lewe, jou lewe, dieselfde kan bly nie. Jy sien, ek en ons moet begin besef en ons moet begin ontdek dat ons het by die Here uitgekom. Jesus Christus het vir ons gesterf. Ons is 'n nuwe skepsel. Maar daar's iets in die tydelike, in die natuurlike realm, wat ek en jy moet doen. En baie kere, hang dit af van wat ek lees, wat ek studeer, waaraan ek my tyd wy. En ek wil vandag vir sê, familie, ek kan u beloof, dat wanneer ek en jy begin ons vernuwe, want wat nou gebeur, wanneer ek my denke vernuwe, dis letterlik, ek rewire my brein. Dis letterlik wat my gebeur. Met ander woorde, ek dink anders, ek dink op 'n ander frekwensie, en ek weet, ons het die woord van God, die heel beste boek wat ons ooit kan kry, sodat ons lewe in die natuur kan verander. Maar dank God ook vir ander boeke, wat deur God geïnspireer is. Boeke met beginsels, boeke wat vir ons kan help in sekere dinge in die lewe, om ons lewe beter te kan maak. Seminare, waar ek in 'n seminar sit vir 2 tot 3 ure, afhangende van hoe lang die seminar is. Maar as ek my tyd kan gee vir dit, en ek offer my tyd op, kan ek u beloof, 2026 kan nie dieselfde bly nie. Ek wil hê jy moet saam met my vandag ons bietjie droom oor 2026, maar ons gaan nie bly by net droom in die denke of in die gedagte nie, maar ons gaan hierdie droom gaan ons hande en voete gee. Ons gaan hierdie droom gaan ons 'n realiteit moet maak. Dit beteken ek gaan letterlik nou met tyd op sy sit, en ek gaan met informasie kry in een of ander area van my lewe. En ek wil hê vir 'n oomblik moet u dink aan, wat is die area waarin ek die meeste sukkel? Wat is die plek in my lewe waar dit my die moeilikste gaan, en jy weet is in daai area, is in daai plek wat jy God vertrou vir verandering.
Dink nou net daaraan, geliefde, as ek daai area vat waarin ek sukkel, en ek beginne kennis kry, ek beginne informasie kry rondom daai area, en ek doen dit vir 'n tyd lank, dink net hoe ek en jou se lewe, ek wil sê in 'n oogwink kan verander. Israel het 'n belofte gehad, 'n lewe van vryheid, 'n lewe soos die skrif het verduidelik, wat oorloop van melk en honing. There's overflow, daar's nie tekort nie, maar die enigste ding van hulle kant af, behalwe geloof, behalwe gehoorsaamheid, was vernuwing on their part, renewal on their part. So vandag, geliefde, hoef ek en jy nie te wees soos Israel van ouds, wat vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, en selfs 'n generasie het in die woestyn gesterf, as gevolg van die absence van renewal. Daar was geen vernuwing nie. Jy sien, hulle kom uit hierdie slawehuis, en hulle kyk met hierdie mentaliteit, hulle kyk met hierdie mindset, hulle kyk na hulle self, hulle kyk na die oppositie of die challenge, en hulle sien, maar jy's lyk, en ons lyk so sprinkane in ons oë, maar ons lyk ook vir ander mense so sprinkane. Ek en jy kan ons storie verander, ek en jy kan ons lewe verander, ek en jy kan ons uitkoms verander. As jy weet vandag, maar God weet dit man, ek het verandering nodig in my lewe, en 2026 gaan die jaar wees dat ek verandering in my lewe gaan kry, en ek gaan dit seker maak, ek maak dit moontlik met die hulp van die Here, dan gaan ek die vandag sê, tel 'n boek op wat jou kan help, woon 'n seminar by, registreer vir een of ander kursus, en beginne om jouself bekwaam te maak, beginne jouself toe te rus met kennis en informasie, sodat vernuwing kan plaasvind. Sonder kennis en informasie kan vernuwing in elk geval nie plaasvind nie. Wat nog te sê verandering? So dit begin by, ek moet vernuwe word. En hoe word ek vernuwe? Yes, ons weet, deur die woord van God, maar daar is ook ander kennis en informasie, buitekant hierdie skrif, buitekant die Bybel, wat ook deur God geïnspireer is. Kan ek vir u dit sê met die afsluit, dat die woord van God is so groot, dis onmoontlik dat dit in hierdie een boek, in letter vasgevang is. Die woord van God is groter as die boek wat ek en jy lees, wat ons die Bybel noem. En dit mag dalk veel klink soos 'n kontradikt, maar kan jy onthou wat Jesus gesê het in Johannes? Johannes sê, as al die wonderwerke van Jesus moes opgeteken gewees het, dan sou die wêreld nooit dit kon bevat het nie. Daar sou nie genoeg boeke gewees het nie. Die Bybel is te klein om alles vas te vang wat God gedoen het onder die son, in die hemel, en selfs in ons tyd en die toekoms wat kom. Geliefde, ek hoop iemand was vandag gehelp. Ek wil jou uitdaag, maak 2026 jou jaar van verandering. Moenie baie praat daaroor, moenie vir almal sê, ek gaan verandering bring in my lewe nie. Die jaar is 'n jaar van, nee. Jy begin aan die werk spring, en jy vernuwe jouself, met die woord van God, en dit wat die Here op jou pad bring. Ek glo dat encounters kan ook bydra tot jou vernuwing. Mag jy 'n geseënde rustyd hê tot volgende week. Amen.